Goeiemôre en baie welkom. Ook vir ons ander mense en gaste, wie kan jy vandag hier? Niemand, daar kan jy mense, baie welkom. Wie verjaar vandag? Die wat verjaar, hou party by die huis. Okay, goed. Ons wil net op hierdie punt sê dat ons gaan nagmaal hou. As jy van 'n ander gemeente is en jy het vrymoedigheid om daar nagmaal te gebruik, is jy baie welkom om deel te hê. Sekere kerke moet mense aansoek doen en so meer, ons doen dit nie. Ons wil ook vir u sê dat ons aanvaar kindernagmaal as die ouers teenwoordig is om daar oor geestelik toesig te hou. Goed, dan het julle ook gesien by Lief en Leed van Madeleine Kien se ma wat oorlede is, die wat haar ken, Karin van Baumgarten. Haar suster kom van Australië af. So ons moet nou wag tot die vliegtuigkaartjies se goed uitgesorteer het. So ons sal op die WhatsApp vir julle begrafnisreëlings bekend maak, want daar's nog nie ons dit hang nou af wanneer die familie hier aankom. En dan kom ons kyk gou verder. Ons het nie 'n maandprogram nie, want dit is die einde van die maand. So, wat is ons op die weekprogram? Weer Bybelstudie by Huis Dion Lou, Elim, en dan Woensdag aand is die Singles Club. Op die oomblik is dit nog net vir vroue. Ons wag vir 'n single man om vir die single mans iets te organise. En dan Vrydag by die manne, hulle het besluit hulle gaan deur die vakansie, en dan Sondag, volgende Sondag is ons buitediens by Sonop. Hulle renne buite aan die boereverenigingssaal, so ons gaan dit op 'n lots hou. Ons sal dit ook in die WhatsApp groep vir die Sonop mense sal ons dit bekend maak waar dit is. Ek het nou die naam vergeet. En dan is daar tee na die tyd, is daar tee, né? En dan die groot ding voor ons by die dankoffer kom, ons gaan vanoggend weer onbeskop wees. Ons wil maar die dankoffer in die begin doen, sodat ons teen die einde met die nagmaal nie dit onderbreek nie. Ek wil maar net weer vra dat julle sal voorbidding doen vir die bazaar wat op hande is. Nooi jou familie, nooi jou vriende en gesels met ons, en as jy nog 'n bydrae kan maak, daar was 'n lys op die naam. Ek kan vir Mariaan vra as ons uitstap dat jy weer net die sameroepers se lys op die bord sit asseblief. Ek weet hy hardloop nou, maar kom ons kyk of ons dit kan doen. Dan loer jy net waar jy betrokke is of betrokke wil wees. O ja, die konsert. Sê iets van die konsert. Die konsert, môre julle. Goeiemôre. Die konsert is die aand voor die bazaar. Ons gaan dit hierso in die kerk hou. En almal wat optree is deel van die gemeente. En dit is, ek is verskriklik opgewonde daaroor, want ons het sekere sangers wat julle nou ook eintlik seker gedink het wat bereid sal wees om alleen te sing nie. Follow My Eyes. So, ons is baie opgewonde en hier's mense wat vir ons snaakse toneelstukke gaan doen en dan gaan ons so 'n bietjie afbeweeg, ernstiger, dan gaan ons bietjie regtig na die aanbiddingskant ook, en ons gaan afsluit met 2 liedere wat ek nou agterkom wat vir julle gunstelinge is, gaan ons mee afsluit die aand, om ons net so bietjie op te wen vir die volgende dag se bazaar. Dit gaan nie 'n lang konsert wees nie, dit is sommer net om ons almal bietjie bymekaar te kry. Jy kan ook, ek wil sê soos Dominee Dirk, jy kan ook van die werk afkom of van die bazaartafel net soos jy is, niemand hoef krent aangetrek te wees, ons kan maar net hier bymekaar kom. Baie dankie, ons sal volgende Sondag vir julle 'n volledige program gee. Kom ons gee nou geleentheid vir die dankoffer asseblief.
sacrifice to you we bring. God will take me to the river. He will lift my weary soul. Put a robe upon my shoulder. Dry my eyes and lead me home. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom vir U dankie sê dat ons het om te gee. Maak vir ons vrywillige offer raas, om nooit suinig te wees teenoor ons mense, teenoor U en selfs ook teen die wêreld nie. Omdat dit wat ons het, kom van U af. Ons dank U daarvoor. Amen. Baie dankie. Ons tema vir vanoggend is op jou oor miskien bietjie vreemd. Bekeer tot die Heilige Gees. Is dit moontlik? Ons gaan hoor vanoggend daaroor. Om tot die Heilige Gees te bekeer. Serena, wat sing ons? Ons het vanoggend 'n groot verskeidenheid. Ons het ietsie van alles vir almal. Ons gaan begin met die ou bekende O Heer my God. Ons fokus op vers 3. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Ons gaan daar 3 verse sing terwyl julle staan. En dan, ek weet nie, in die week het ek nog gesê, julle kan gaan sit vir die aanbiddingslied, maar toe wil hulle nie sit nie. So julle moet maar besluit hoe julle wil maak. Die wat staan, kan maar staan, en die wat wil sit, kan maar sit, solank julle net die bord kan sien. Ons gaan vanoggend net so 'n voorsmaakie kry van die grootheid van ons God en die hemel. Ons gaan sing in die hemel is die Heer. En ons gaan vir ons 'n bietjie verbeel. Hoe lyk dit daar? Hoe voel dit daar? Hoe gaan dit daar wees? Ons kan nie eintlik nie, maar kom ons probeer. En dan gaan ons sommer net stil raak met hierdie lied, want ek het gesien party ouens het vinnig hier ingekom. Gaan ons the river sing. To the river I'm going, bringing sins I cannot bear. Dat ons net bietjie rustig raak as ons hierdie lied sing, voordat ons met die boodskap begin. En dan voor die nagmaalstafel, 'n ou bekende uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan. Ons fokus op vers 3, soos een wat op die mure as wagte uitgestel, gedurig deur die ure, met sy gedagte tel. So wag ons op die Here. En dan gaan ons ook vanoggend die geloofsbelijdenis sing. Ons gaan dit nie lees nie, ons gaan dit sing. En ons gaan afsluit met dank die Heer. So dis ons liedere vanoggend. Ek hoop daar's ietsie vir almal in vanoggend. Baie dankie. Dit kom uit die Ou Testament uit. Die Ou Testament is vir my praktiese teologie. Hoe werk bekering prakties? Hoe werk soos ek het heilsgeschichte, hoe loop dit prakties? Kom ons lees Jeremia hoofstuk 30 en ons gaan ook weer die preek daarmee afsluit. Hoe werk dit in die praktyk? So sê die Here. Ek sal die lot van Jakob se woonplekke verander. Dadelik, bekering beteken dis anders. Ek sal my ontferm oor die streke waar hy woon. Dis 'n ontferming en dit is weier as net my eie lewe. Sy stad sal uit sy puin herbou word, sy paleis sal staan waar hy hoort. Ou vervalle dele van 'n dorp word opgebou,
die ou vervalle siel, wat absoluut in chaos word opgebou, né? Dan vers 19, daar sal lofsange uit hulle kom, feesliedere, daai punt moenie daar wees nie. Ek sal my volk baie maak, hulle sal nie minder word nie, ek sal eer aan hulle gee, hulle sal nie geminag word nie. Hoor hier, God gee eer aan mense en ook wanneer mense regtig in die Here is, is ons nie 'n verspotting van ander mense nie, maar mense het vereer ons. Vers 20, sy kinders sal wees soos tevore wees, die gemeente in hom sal 'n blywende plek hê in my teenwoordigheid. Dit het ons geleer die afgelope Pinksterweek om in God se teenwoordigheid te wees. Ek sal almal straf wat hom verdruk. Straf is nie uitgesluit nie. Sy leier sal een van sy eie mense wees. Wat 'n gedagte. Weer, sy eie mense neem leiding oor. Sy regeerder sal uit sy eie kring kom. Ek sal hom laat nader kom en hy sal na my toe kom. Wie is hy wat sy lewe sal waag om na my toe te kom, sê die Here. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Wat 'n mondvol. En dit is wat bekering betref. En op hierdie punt groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat hierdie belofte vir ons vanoggend gee. Amen. O Heer my God,
deel van al die grootse werke. Hier laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolken. Maak U volkomen niet U eiendom. Dan moet ek in my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping ligt dit saam. O heerlik Heer, die grote naam. O heerlik Heer, die grote naam. In die hemel is stil, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy roem. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U gegeven. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy kroon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U gegeven.
Toe, river, I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me. Come forgive me. Lord, I need to meet you there. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me. Come forgive me. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy, flows the freedom from despair. I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Come and join us in the river. Come find life beyond compare. He is holy. He is waiting. Jesus longs to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Baie dankie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir hierdie wonderlike Pinksterfees wat ons ook hier in Gobabis kon beleef en saam leef. En nou is ons gebed, o God, dat dit nie hier sal bly nie, maar dat dit steeds dieper en dieper sal groei en dat dit ook sal 'n rimpeling effek het op die ganse Gobabis en hele omgewing. Dat dit wat ons geleer het, dit wat ons in 'n proses ontwikkel het,
dat dit deel van ons lewe sal word en wees, sodat u Heilige Gees almal in hierdie wonderlike dorp van ons kan aanraak. Nou, waar ons saamkom om hierdie Pinkster af te sluit met 'n nagmaal, bid ons dat u Gees in ons gees sal wees en dat alles wat ons hier ervaar en doen tot u eer sal wees en dat u Gees in ons gees sal lei om dit te doen tot u eer. Amen. Waar is die kinders? Onthou, julle kom nou hier by mekaar. En die wat klein is, die mammas en die papas kan maar saamkom. OK. Toe vra een groot mens, kan ek ook kom? Toe sê ek ja, as jy op jou knieë staan. Julle moet hier rondom my kom staan. OK, kom staan hierso, want hulle wil vir ons op die TV sien. OK, right. Goed. Kyk gou daar op die bord. Ons gaan vandag vir julle leer waaroor gaan nagmaal. Daar is hy nou te vinnig. Ek en Marianne te mekaar gedruk. Daar's hy. Nou, 'n nagmaal gebruik ons twee dinge, né? Brood en wyn, né? Nou, wat gebeur met nagmaal? Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, en julle gaan nou sien, want daar's 'n surprise. Sien julle die surprise? Ja. Waar sien jy? Waar? Hy sê ook maar net agterna, ja. Hy soek nog die surprise. Nou, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit beteken dat Jesus vir ons gesterf het. Nou, hoe maak hulle brood? Kom sê gou vir my. Van wat? Koring. En dan wat maak hulle? Hulle sny die koring af, seer, né? En dan maak hulle hom vas in gerwe. En dan slaan hulle die are uit. En dan maal hulle hom. Daar was op Keimoes 'n meel. En ek was verbaas, hulle maal hom om wit brood te kry. Hoeveel keer maal hulle hom? 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, selfs 5 keer om wit brood te kry. Maal hulle hom. En dan het julle al gesien hoe bakkie tannies brood. Is die tannies met die groot massels. Nee, want hulle moet daai brood knie. Hulle slat vir hom. En dan maak hulle brood. En dan druk hulle hom in die oond. En net so is Jesus gevang, vasgemaak, geslaan, aan die kruis opgehang en doodgemaak. Amper soos brood. En dan sê die Here Jesus, vat my, neem my en eet my, kou my en maak my deel. Jy is die sterkste, né? Breek vir ons gou daai brood toe. Sal jy? Jy vat hom so en dan breek jy hom. Ons kyk of jy hom kan regkry. Surprise! Jy vat die hele brood so en dan breek jy hom. Gaan ons hom saam breek. Kyk wat gebeur hier. Hy's vang. Vat vir jou. Kyk aan. Kom ek gee vir julle. Kyk aan, kyk aan, kyk aan. Vat. Wow, ja. Kyk, daar's haartjies in. Geef hom, vat nog 2. Daar's sy, kan julle nog kry? Wil jy nog iets? OK, goed, hierso. So die liefde van Jesus gee vir ons. Het julle gesien? Kyk aan. So die liefde van Jesus is in die brood wat hy vir ons gee en ek hoop dat julle dit ook kan ervaar. Tannie Aluska baas, jy kom gooi vir hulle daar 'n koeldrankie.
Hy het geryk want hy het gehoop daar's wyn in, hè. OK, julle kan elkeen 'n sluk kry. Kom ons maak ons Bybels oop by Handelinge, wat sê jy? Hy het gesê, jy moet sorg dat dit nie wyn is nie. OK, kom ons maak ons Bybels oop by Handelinge, hoofstuk 2. Handelinge, hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2, daar's ongelukkig nie jeugkerk nie, is nog vakansie. So Handelinge, ons moet dit nou maar hier doen. Daar sê. Goed, die tannie het nog gemaak, julle is seconds, anders gaan die groot mense dit eet, ek ken hulle, ek ken my customers. Handelinge hoofstuk 2, en ons gaan lees vanaf vers 37. Vers 37, Handelinge hoofstuk 2, en ons lees vanaf vers 37. Terwille van die tyd gaan ons net 'n kort gedeelte lees. OK. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, dankie hoor, wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders. Daarom het ons hulle hier deel gemaak, dat hulle kan verstaan waaroor dit gaan. En vir almal wat daar ver is. Daarom is jy uitgenooi om deel van die nagmaal te wees. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Goed, kom ons lees net tot daar. Dat ek net gou my remote kry. Kom ons, soos gewoonlik, maak ons so 'n paar inleidende opmerkings. Ons het die afgelope jaar, het ons back to the basics gegaan. En ons het gaan kyk weer na wedergeboorte, na bekering. En ons het geleer om te bekeer tot die Vader, is soos die verlore seun, onthou julle in Lukas hoofstuk 15, wat hy 'n totale snaakse begrip gehad het van sy pa, baie keer gebeur dit ook by die huis, en dan vat ek die goed en ek loop en ek sê, los my uit, ek wil my eie lewe voer, en dan gaan die verlore seun, en dan beland hy in die varkhok, en dan kom hy terug na die Vader toe, en daar is 'n groot fees, behalwe 'n paar dikbek kerkmense, wat kwaad is, omdat hierdie verlore mens terugkom. OK, soos die oudste seun. En dan met die oudste seun ook 'n pad van bekering loop, om te verstaan die hart van die hemelse Pa. Dan het ons geleer van bekering tot Jesus Christus. Uit Johannes 3 vers 16, waar die Here God aan sy enigste seun gee, onthou soos Abraham vir Isak moes gaan offer, en hy het dit gespaar, maar God het Jesus nie gespaar nie, as hy in Getsemane sê, laat die beker vir my verbygaan, dan sê die God die Vader, En dan gaan Jesus en hy sê, dis okay, dis my roeping, en hy gee sy lewe, en hy sterf vir jou en vir my, vanweë die liefde van God, wat geskuil het binne in die brood en die wyn, my liggaam en my bloed. Vanoggend gaan dit oor, ken jy van bekering tot die Heilige Gees? Kan daar so iets wees? En baie vra, maar is dit nie outomaties nie? Kom ons kyk. Wat vertel die Bybel vir ons? Nou voor ons daar kom, by daai teks sê Handelinge 8 al,
Ons lees in Handelinge, die begin van die kerk, dat mense die woord van God aanvaar het. Hulle lees die Bybel, hulle gaan Bybelstudie toe, maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. In Handelinge 9 lees ons dit ook, dat Saulus het die Here Jesus ontdek langs die pad van Damaskus. Die een het aan God geglo, maar nie in Christus nie. Hy kom tot bekering tot Jesus Christus, maar eers as Ananias vir hom bid en die hande oplê, ontvang hy die Heilige Gees. Kom ons lees dan ook, en dit word 'n sendeling, sy totale lewe verander. Kom ons lees wat staan in Handelinge 19, dis 'n bietjie van 'n lang vers, of 'n teks. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Dis 'n interessante teks. Gebeur dit outomaties. Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die Here en moet glo. Daar het ons 'n teks, 'n fout, kom ek lees hom net, want ek tik maar nie wonderlik, ek het nie tik op skool gehad nie. Kom ons lees hom, het julle die Heilige Gees ontvang toe die gelowige geword het, ons nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, en hulle het geantwoord. Wat is so doop het julle dan ontvang? Daar het ons nou vers 3. Wat is so doop het julle dan ontvang, vra hy? Die doop van Johannes, antwoord hulle. En dan vers 4, het ons vers 4 op die bord, daar sê. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die ek tik daar baie verkeerd, van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook, kom ek lees hom weer, vers 4, jammer daaroor. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is in Jesus. So moet hy lees. Jammer julle. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. So hier is dit, dit kan saam gebeur, maar dit kan ook los van mekaar wees, afhangend van die omstandighede. Ek kan onthou dat ek jare gelede by Moedergemeente het ons ook Pinkster gehad en oor die Heilige Gees gepreek, en daar het ek agtergekom ek trap klein. En toe het ek weer teruggegaan en 'n studie daarvan gemaak, en Andrew Murray het my baie gehelp. Hy sê, jy kry 2 soorte damme, of 2 soorte reëne. Die een, en dit ken ons in Gobabis ook, is 'n sagte reën, en mettertyd stadig maar seker loop die dam vol. Andersins kan dit gebeur dat daar 'n wolkbreek kom, en dan hardloop die water in die dam, en partykeer kan die dam, as hy nie oorloop 'n goeie sluis het nie, kan die dambal breek met geweldige gevolge. En hy het so verduidelik dat die Heilige Gees kan kom as 'n sagte reën wat mettertyd die dam volmaak, of ander mense beleef dit as 'n verskriklike gebeurtenis waar die water dan net eenvoudig kom en partykeer die walle oorstroom. Nou, wat is bekeer tot Heilige Gees? Julle sal sien, ek het hom in kleur gemaak met 'n bietjie van 'n opset, aspres. Want hier praat ons van eers, wat is bekering en wat is tot die Heilige Gees? Nou, ons het al so 'n bietjie geleer hierdie jaar oor bekering, het 2 bewegings.
Die ene is om te besef dat ek op die verkeerde pad is. Daardie erkenning en herkenning, maar hierdie pad, hierdie lewe wat ek voer, loop na die dood toe. Hierdie pad loop verkeerd. Hierdie pad gaan vir my in die moeilikheid bring, of hierdie pad bring nie vir my volle geluk of 'n ontmoeting met God of in 'n gemeenskap met God nie. Ek weet godsdienst is daar en ek weet kerk is daar, maar dit het nog nie my totale lewe oorgevat nie, né? En die tweede beweging is om dan om te draai, uit die varkhok uit terug na Pa toe. Uit om klippe te gaan gooi op die Christene en hulle te vervolg, en ek word 'n sendeling vir Jesus Christus. Of ek verander my lewe in 'n dieper pad saam met die Here. So julle verstaan, as twee prosesse, 'n bewuswording en dan 'n omdraai in 'n ander rigting te begin loop. Goed, wat is die rigting? En dit bring ons dan by die Heilige Gees uit. Nou, hier is 3 bewegings. In die eerste plek is dit om aan God te behoort. Om net 'n vriendskap te hê. Eers kry jy 'n kennis, ek weet vaagweg van die persoon af. Ons was saam op skool en ek weet die vrou sit daar, of die meisie sit daar iewers in die klas. Later gaan ons saam na 'n landsdienskamp toe, of 'n CSV kamp, of wat ook al, en dit begin 'n beter kennis raak, en later 'n vriendskap, en later 'n verhouding, en later 'n huwelik. Sien julle hoe groei dit nader en nader, en nou behoort ons aan mekaar, om te weet van God, en om Bybel te ken, maak nog nie dat jy in gemeenskap met God is nie. Ok, ek het kompetisie. Ok, goed, maak die saak, kyk vir my. Johannes 1 sê, die Gees van God word sigbaar op jou soos 'n duif. Ek wens van julle wil ook vorentoe kom en saam met my kom staan. Nou, dit is so eensaam. Ok, Gees van God is sigbaar soos 'n duif. Dat mense sê, maar ek kan God se Gees in daardie persoon ervaar. Ek kan in die kerk inkom en my gees stel God se Gees op. Ek kom by mense kuier of ek is by 'n plek en ek my gees stel God se Gees op. Johannes 2 sê, mense kom tot geloof, maar Jesus het geweet, hy kan hom nie op hulle te verlaat nie. Dis nog al 'n ding. Hulle sê ja, maar jy weet, dis amper soos vriendskap. Ja, broers. Hulle is net nice met jou terwyl jy die drank gee of kan huiswerk gee of iets vir hulle beteken. Maar as jy in die moeilikheid kom, dan is jy eensaam. Johannes 3 sê dit ook. Die lig het na die wêreld gekom. Jesus het gekom, maar die mense bly in die donkerte, want hulle wil nie in die lig kom nie. Dankie, maar nee, dankie. Ek wil nie deel wees daarvan nie. Johannes 3, vers 21, leer vir ons, wat is bekering tot die Heilige Gees? Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, want ek weet, ek wil nie meer die ander pad stap nie, sodat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Dit word sigbaar. So, wat sê ons? Wat beteken om met die Heilige Gees gedoop te wees? Nommer 1, om aan God te behoort. Ons is vasgemaak aan hom. In 'n huwelik praat ons van een vlees. In 'n godsdienstbeginsel praat ons van om in gemeenskap met God te leef, dat God se Gees in my gees is. Nou gaan jy skrik. Kyk wat staan in die Bybel. Ware aanbidders. Ware aanbidders. Dit sê dat mense bid, maar dis nie die waarheid nie.
In Johannes 4 kom Jesus en die Samaritaanse vrou sê, ja, ons aanbid ook, ons het ook ons kerk. En dan sê Jesus vir haar, vrou, julle aanbid sonder om te weet. Maar daar kom 'n tyd wanneer ware aanbidders die Gees en waarheid bid. Hoe lyk ons gebed? Net om vir die Here soos vir 'n bediende poot te sê op 'n werker, maak daar skoon, plant daar 'n boom, vat daai, maak daai ou gesond, gee vir daai ou reën en maak so en help vir my ook en gee my brood en so aan en so aan. Of bid ek in gees en waarheid, laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied in my lewe. Here, wat is u wil? Wat wil u hê moet ek doen? Wat is die pad wat u Gees my na toe vat? 3. In gees en in waarheid. Johannes 6 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Nie, Here, ek gaan nou die kar koop, seën hom nie. Here, ek gaan nou hierdie job aanvaar want dit lyk vir my lekker en ek betaal baie en jy hoef nie baie te werk nie. Seën dit. Here, hierdie vrou is seksie en mooi, gee haar vir my. Dis nie wat daar staan nie. Wanneer die Gees kom, sal hy vir jou die waarheid leer. Watter vrou het hy vir jou gekies? Watter werk wil hy hê? Wat is sy roeping vir jou op aarde? Waar wil hy hê moet jy bly? En wat is sy pad met jou? Ek wil klaarmaak. En ek bring hierdie man. Ons het begin met 'n foto. Hier is nou 'n praktiese toepassing van wat beteken dit om tot die Heilige Gees te bekeer. Dan moet die Vader nie doen wat jy van hou en Jesus Christus net, dis sy job om jou te vergewe nie. Maar te bekeer tot die Heilige Gees is om selfs onder die moeilikste, onmoontlike, onlekker, onvanpaste lewe vir God te lewe. Dis Jeremia. Jeremia 29 vers 1. Jeremia skryf, daar staan in Jeremia, dis 'n afskrif van die oorspronklike brief wat Jeremia geskryf het toe die volk in ballingskap was. Ballingskap beteken jy's in 'n oorlog, jy's slawe van die vyand. Jy lewe in 'n sleg, hopelose, onlekker omstandighede as werkers en waterdraers vir ander mense. En wat sê die Here vir hulle in vers 5? As jy nou in daai vreemde land bly waar jy nie wil wees nie, dan bou jy vir jou 'n huis, en dan vat jy vir jou 'n vrou, en dan kry jy kinders, en dan werk jy en bou jy daai heidense stad op. Want as jy daai heidense stad opbou, is dit tot jou eie voordeel. En dan bid jy vir daai mense wat jy nie van hou nie en jou vyande. En dan bid jy vir daardie stad. En jy werk in daai stad en jy leef vir God in daai dorp of in daai plek wat jy niks van hou nie. Vers 10. En as jy dit vir 70 jaar gedoen het, gaan ek jou uithaal. Maar vir 70 jaar gaan jy hierdie pad loop, want ek het 'n pad wat ek jou met weer wil stap. En dan bid jy nie en sê, hoekom het jy my gelos, en hoekom traak jy oor my nie, en daar bestaan nie meer 'n God nie, Die Here het jou daar geplaas, in die onlekker situasie. Vers 11 tot 13, want ek weet wat ek vir jou beplan, baie bekende teks, sê die Here. Voorspoed en teenspoed, al is dit nou onlekker op hierdie oomblik.
Ek wil vir jou 'n toekoms gee en 'n verwagting. Vers 12. En dan sal julle my aanroep. Happy clappy. Dan gaan jy jive en die Here loof en prys. En dan gaan jy kom om tot my te kom bid. En ek sal jou gebede verhoor. Hoekom? Want jy bid nou anders. En julle sal vra na my wil, en sal dan my wil ken as met julle hele hart daarna vra. Dan sal ek julle gebede verhoor. Hy sê dan ook verder in die volgende hoofstuk 30 vers 11. Ek sal jou nie ongestraf laat nie. Gaan vir jou pak gee. Maar nie 'n pak wat jou vernietig nie, maar 'n regverdige pak sla, so sê die Here. Want hoekom? Jou wond, jou bitterheid, jou seerkry is 'n ongeneeslike wond. Hy stink 'n bietjie as etter in. Jou siekte is dodelik. Niemand kan jou saak stel nie. Daar's nie raad vir jou nie. Jy kan maar maatskaplike werke toe gaan en jy kan maar na die prokureurs toe gaan en jy kan maar na die polisie toe gaan. Daar's nie raad vir jou nie. Hulle sal net hulle skouers optrek of sê hulle sal kyk en dan sit hulle maar die dokter in die laai. Vers 17. Maar God sal jou genees. Jou wonde sal hy genees, sê die Here. Selfs al noem hulle jou die stad wat verstoot is, Sion vir wie niemand omgee nie. So sê die Here, ek sal die lot van Jakob se woonplek verander. Ek sal my ontferm oor die hele Omaheke streek, as ek nou ons taal kan gebruik. Sy stad wat in al hierdie, dink aan Gobabe se ou geboue wat so in mekaar val, in pragtige plekke wat totaal vernietig is, sal ek die puin herbou. Vers 21. Sy leier, luister mooi, sy leier sal een van sy eie mense wees. Julle gaan weer opstaan en klaskaptein wees. Dalk burgemeester, dalk weer 'n minister. Sy regeerder sal in sy eie kring kom. Ek sal hom laat nader kom en hy sal na my toe kom. Wees hy wat sy lewe sal waag om na my toe te kom. As jy tot die Heilige Gees bekeer, sal jy die pad van die Gees loop. Maar as jy in opstand jou eie wil doen, dan moet jy maar sien en kom klaar. Sê die Here, julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Dit is om tot die Heilige Gees te bekeer. Dat jy nie die godsdienst doen soos dit jou pas, binne jou kultuur en binne jou denke en binne jou idees nie. Maar om onder God te sê, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Kom ons bid. Onse Vader, met hierdie woord, kom sit ons aan die nagmaalstafel. Daarom kom bid ons vir onsself vanoggend. Al voel ons ook soos 'n brood vertrap en verneder en uitmekaar geruk, kom bid ons vir 'n opstanding in Christus Jesus. Amen. Ons gaan nou oor tot die nagmaal. En wat ek nou gaan doen is, as 'n mens die nagmaalformulier lees, dan raak 'n ou half van die slaap en verloor dit. Ek het so 2 of 3, 1, 2, 3, 4 goedjies uit die nagmaalformulier gehaal, dat ek wil hê jy moet op die punt van jou bank sit en dit met aandag luister. In die eerste plek sê die nagmaal, jy moet bekeer. Kom terug na die Vader, kom terug na die Seun, kom terug na die Heilige Gees. Want sien, ek lees vir jou,
Die nagmaal is nie 'n partytjie of 'n diner waarheen jy uitgenooi word as 'n gas aan tafel, om net dit te geniet en dan gaan jy weer huis toe nie. Dis om te kom bly. Dis om te kom deel word van hierdie gemeente en hierdie huis en die koninkryk van God huisgesin. Ek wil dit plat stel. Ek eet nie net nie, ek dek die tafel en was die skottelgoed. Dan word ek deel van die huishouding van God. Waar die gesin saam kuier, saam eet, saam werk, saam is. Die nagmaal is dus die viering van die gemeenskap met die lewende Here. Want ons moet opruim en ons moet opdek vir hulle wat kom aansit. Met die lewende Heer en met mekaar, kinders wat bietjie stamp en stoot en kyk of iemand se toebroodjie groter is as myne. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in gemeenskap van die koninkryk van God te lewe. In die tweede plek is God se gees in my gees. Net soos 'n man en 'n vrou wat aan mekaar behoort soos een vlees. So is God se gees in my gees een. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om deel te word aan die verlossing van Christus. Hoekom dink jy gaan jy maklik op die aarde dan hê? Jesus het nie. Jy met sy pad saam met hom stap. Maar jy kan ook die nagmaal saam met hom feestelik vier. Dis 'n geleentheid om saam met Christus aan die tafel te sit en saam met die Here te wees. En saam met mekaar om in ons geloof versterk te word en ook uit te gaan en gemeenskap te hê met die dorp, saam met wie jy moet leef. In die derde plek het ons gesien om met die Heilige Gees gedoop te wees en tot te bekeer, moet ons ware aanbidders wees. Ware aanbidders. Om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Jy eet my brood en eet my wyn, maar jy wil nie vir my hê nie. Jy eet hierdie kos op die tafel, maar jy wil nie deel wees van hierdie familie nie. Jy wil saam eet, maar jy wil nie skottelgoed was en dek nie, en saam kos maak nie. Ons word verplig om opnuut te dink aan hierdie attitude, wil ek amper sê, hierdie gesindheid, hierdie sonde. Daar is sondes waar ons met ons gedagtes doen. Ja, maar ek het niks gesê nie. Maar jou bek is dik, 2 bare opgepomp. Met woorde of met dade oortree. Daar's ook sondes van versuim. Ek het vergeet. Reg? Dis omdat jy nie lus was nie, hoekom jy vergeet het. Dit was nie vir jou erns nie, daarom het jy vergeet. Jy respekteer ons nie, daarom het jy vergeet. Waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Kerkraad sal dit doen, dis nie my job nie. Ma maak die kos, dis nie my job nie. Daarom moet ons opreg voor God verootmoedig. En nou gaan ek 'n ding doen wat ons in die Pinkster gedoen het. By Sinaiberg het Moses die ouens uit die kampe uitgeroep en gesê, kom staan in 'n ontmoeting met God, dat julle sy stem hoor. En daarom gaan ek nou vra, dat jy opstaan en die stem van die Here gaan hoor. En as ons klaar gepraat het, sing ons dan 'n lied, Serena gaan net begin begelei, en ons sing dit deel van dit. Kom ons staan en luister na God se woord, soos hy dit vir ons gegee het op die Sinaiberg, en daarmee gaan jy jouself ondersoek
by die nagmaaltafel. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou uit sonde en uit ellende uitgehaal het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer nie of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Dis veral die Hebreërboek wat vir jou leer hoe om in die rus van God in te gaan. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slaafin nie, 'n bees of 'n donkie, of iets anders wat aan hom behoort nie. Laat ons dan hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur 'n ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Want as ons in liefde met hom en ons medemens lewe, sal ons nie moord pleeg, egbreek pleeg, steel of valse getuienis praat of hulle goed begeer nie. Kom ons antwoord daarop met die lied. Soos een wat op die muur
Baie dankie. Ek vra nou dat die kerkraad na vore kom en dan gaan ons nou die tekens uitdeel. As jy 'n vreemdeling is, wil ek amper maar sê, vir gas, ons gaan die tekens eers uitdeel, eers die brood en dan die wyn. Hou dit by jou en dan gaan ons gesamentlik die nagmaal gebruik. Baie dankie. een nie ondervat nie.
Is iemand dalk oorgeslaan? Steek net gou vir ons die hand op. Ek wil net noem dat daar is 'n beker. So as jy 'n glasie gevat het, maar jy verkies die beker, los die glasie, ons sal omkom met die beker. Baie dankie. Ek wil vra dat ons vanoggend die geloofsbelijdenis sal sing. Jy kan bly sit ter wille van die brood en die wyn wat in jou hand is of voor jou is. Ons gaan 2 verse van die verwerking van die geloofsbelijdenis sing. Ek en Serena daarna gekyk en ons het gesien dat dit baie mooi pas by ook vanoggend se diens en geleentheid. So ons sing die bekende lied 260 verse 7 en 11. Kom ons bly sit terwyl ons dan ons geloofsbelijdenis voor die Here doen in sang. Jammer, ek het geweer. Die Here Jesus het gesê, dit is my liggaam, neem, eet en glo, dat my liggaam gegee is, as doodstraf
vir versoening van al jou sondes. Bloed beteken lewe. En die Here Jesus het gesê, drink en dink aan my vir die bloed wat hy gegee het op die kruis, sodat hy vir jou die ewige lewe kan gee. Steek net vir my die hand op, ek stuur 2 mense met die beker uit, dan kan hulle net daarop reageer. Steek net vir ons die hand op, Herman sal vir jou die beker bring, en Jasper aan die ander kant. Baie dankie. Ons het die afgelope week geleer dat deel van die Heilige Gees is om te leer om asseblief en dankie te sê. Kom ons sê vir die Here dankie in ons slotsang. Dank, dank die Here.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees, stap saam met jou, God se Gees in jou gees, te gaan uitleef. Amen. Sê baie dankie aan die kerkraad, dankie aan die musiek, dankie vir almal wat voorberei het vir die nagmaal, dankie dat julle gekom het. Kom ons gaan kuier saam, daar's vir julle tee voorberei.